wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Die diere in die groot bos was baie bang. Almal het al gehoor van die verskriklike vreemde gedierte wat daar in die bos rondloop. Die diere het oral met mekaar gepraat oor die dier. Niemand, behalwe Katrina Kraai, het hom blykbaar gesien nie. En sy het die storie vir Mina Muishond vertel. Mina Muishond het dit weer vir Ali Aap vertel. Toe vertel Ali Aap dit vir Krokkie Krokodil. En Krokkie Krokodil vertel dit toe vir Wolf. En nou is ou Wolf reguit op pad na oupa Uil toe, want hy wil vir oupa Uil vra wat hulle in die bos nou moet doen, om nie deur die verskriklike, vreemde, gevaarlike dier opgeëet te word nie. Nou, Wolf is baie bang. Hy het nog glad nie die dier iewers gesien nie, maar van wat hy gehoor het, moet hy baie versigtig wees. Want soos hy gehoor het, kan hierdie dier jou met een hap insluk, en dan is jy bokvel toe. Toe Wolf naby oupa Uil se groot boom kom, sien hy oupa Uil sit op 'n laattak en lees 'n briefie. Oupa Uil is groot moeilikheid in die groot bos. Ons diere is almal so bang. Ons weet nie meer wat om te doen nie. Geroep asseblief vir koning Louis Leeu. Ons moet 'n noodtoestand afkondig in die groot bos, anders is hier môre nie een dier oor nie, Sê Wolf so bang, hy het byna nie meer 'n stem oor hom te praat nie. In my wêreld, Wolf, maar jy is omtrent oorstuur, jong. Nee wat, bedaar nou eers. Kom, sit hier en haal tog diep asem. As jy jou so opwerk, gaan jy 'n nare toeval kry, en dan weet ek nie wat om met jou te doen, wanneer die gedierte hier aankom nie. Dankie tog, oupa Uil. My hart klop nou sommer so in my keel. Ek het nog nie eens tyd gehad om huis toe te gaan en my vrou en kinders te waarsku nie, sê Wolf en probeer weer diep asemhaal. Nou Wolfman, vertel my 'n bietjie. Het jy hierdie gedierte waarvan jy so praat self gesien? Vra oupa Uil en skuif hom reg om te luister. Nee, oupa Uil, ek is so dankbaar ek het nie die ding gesien nie. My hart sou dit nooit hou nie, sê Wolf en voel sommer 'n bietjie beter. En nou wag so 'n bietjie, Wolf. Wil jy nou vir my sê jy het glad nie hierdie gedierte waarvan jy praat gesien nie? Vra oupa Uil met 'n diep frons op sy voorkop. Nee, oupa Uil, maar baie ander diere het hom gesien. Ek het by Krokkie Krokodil gehoor van die ding. En het Krokkie hom gesien? Nee, hy sê Ali Aap het hom vertel daarvan. En het Ali Aap die dier dan gesien? Nee, oupa Uil, Ali het dit by Mina Meerkat gehoor. En Mina het dit by Katrina Kraai gehoor. Katrina het gesê sy het die dier self gesien, sê Wolf en probeer kophou met waar die storie vandaan gekom het. Ek sien. Nou sê vir my, Wolf, dink jy dit is goed vir my om hierdie storie van jou te hoor as jy dit nie self gesien het nie? Seker nie, oupa Uil. Nee, ek het maar net gedink, almal praat daarvan en... Nee, dit is seker nie goed vir oupa Uil nie. Wolf kan nou glad nie verstaan waarom oupa Uil hom nie wil glo nie. Sê nou maar net, daar is regtig 'n verskriklike ondier in die bos. Wat dan? Kom, ek vra jou so, Wolfman. Dink jy nou, dit is vir my belangrik om te weet van hierdie storie van jou, as jy dit nie self gesien het nie, en jy dink nie dit gaan my enige goed doen om dit te weet nie. Ek meen, jy weet self nie of die storie waar is nie. Niemand anders as Katrina Kraai, of so sê sy, het die dier gesien nie. Ja, ek weet nie, seker nie, oupa Uil, sê Wolf, en wonder nou self of daar regtig so verskriklike monster in die bos is. En nou toe dan, kom sit hier by my. Ek wil jou iets vertel. Maar kyk, hier kom Tinkie aan. Kom ons hoor gou wat hy te sê het. Middag oupa Uil, middag Wolf, sê Tinkie en gaan sit op die tak langs oupa Uil. 'n Middag Tinkie, dis darem lekker om jou weer te sien. Wat bring jou so skielik hier aan? Nee, wat nie veel nie, oupa Uil. Ek wou maar net kom sê, Boer en sy hond Wagter is hier in die groot bos. Hulle is op soek na Frida Vark. Sy het uitgekom uit haar hok op die plaas en hulle het haar kom soek. Maar hulle het haar daar aan die kant die hoë bome gekry.
Die arme Frida was so bang en verwilderd, want al die bosdiere het hulle boeglam geskrik vir haar en weghol. Gelukkig neem boer en wagter haar nou terug plaas toe. My gedoorie waar. Ja, dis nou vir jou 'n ding. Ou Wolfman, ek dink nie jy hoef verder bang te wees vir 'n monster in die bos nie. Daar het jy jou antwoord. Kom ek vertel jou iets. Ek het vir jou 3 vrae gevra om uit te vind of dit wat jy vir my wou vertel die waarheid is. Of dit iets moois is wat ek moet hoor en of dit goed sal wees vir my om te weet. En nie een van daardie vrae se antwoorde was ja nie. Dit is wat 'n kinderstorie so sleg maak. Elke keer as iemand oor iets skinder, kry die storie 'n stertjie by. Dit beteken die een wat dit oorvertel, sit nog ietsie by die storie wat nie waar is nie. En daar was eendag lank gelede 'n baie slim man wat hierdie vrae uitgedink het. Sy naam was Sokrates en hy het in Griekeland gewoon. Hy het dit uitgedink sodat hy kon uitvind of 'n storie wat iemand hom wil vertel nie dalk sommer net 'n kinderstorie was nie. Dis waarom ek nou die vrae vir jou gevra het. En sien jy nou, die vreeslike storie wat so baie stertjies bygekry het, was toe nooit van 'n wrede monster in die bos nie. Dit was maar al die tyd net ou arme Frida vark wat 'n bietjie verdwaal het. Heeltemal onskuldig. So wees maar baie versigtig wat jy glo wat ander diere vir jou vertel. As jy iets nie self gesien het nie, bly eerder stil daaroor wanneer jy iets hoor wat te goed klink om waar te wees. Vra maar eers vir die een wat vir jou die storie wil vertel die 3 vrae. Is dit die waarheid? Met ander woorde, het jy dit self gesien? En dan vra jy of dit wat hy vir jou wil vertel iets moois is oor die een oor wie die storie gaan. En dan vra jy vir die persoon of dit wat hy vir jou wil vertel goed gaan wees vir jou om te weet. Dan sal jy gou agterkom of dit sommer net 'n kinderstorie met 'n klomp stertjies is of nie. Onthou, ons hoef nie alles te glo wat ander vir ons vertel nie. Dalk is dit sommer net 'n ou kinderstorie en ons mag nooit sulke stories loop en rond vertel nie. Dit is vir niemand goed nie. So oupa Uil, nou is ek daarom baie skaam oor ek hier aangekom het met die kinderstorie. Ek het nie geweet dit was al die tyd arme Frida vark wat verdwaal het nie. Ek is so jammer, sê ou wolf en weet nie waar om sy kop in te druk nie. En alles reg, ou wolfie. Dis goed dat jy hier na my toe gekom het. Nou het jy sommer ook 'n baie waardevolle les geleer oor kinderstories. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.